Hallo, ek is Marie-Louise Smit. Ek hou skool by Klein Karamelsvlei Primêr. Ek is onderwyseres vir die graad 2's en 3's gekombineerde klas. Ek het 'n les aangebied, Afrikaanse gedeelde skryfles vir my graad 2's en 3's. Dit het gehandel oor die bou van 'n insek en daarmee het ons begin met 'n storie. En uit die storie het ons verskillende woordeskat opgebou en gebruik gemaak van woordeboeke en my woordmuur. Ons gaan vanoggend weer gou vinnig deur ons storie wat ons alreeds vertel het. Op die blaad in die maanskyn lê hierdie klein eiertjie. Een Sondagmôre, toe kom die son lekker warm op en kits daar kruip 'n rispertjie uit. Woensdag vreet hy deur 3 pruime. Hoe sien ons wanneer is iets 'n insek? En hoe ken ons 'n insek uit? Reg? Nadat ek vir hulle 'n prent gewys het van die skoenlapper, het ek vrae gevra en daarmee het ons sinne gemaak en hulle het die sinne gevolg deur dit saam met my te sê. Wat het ons nou daar agter gesien? Wat se diertjie was dit? 'n skoenlapper. So ons gaan eers ons storie 'n naam gee. En as ons 'n storie 'n naam gee, noem ons dit wat van ons storie? Die titel van die storie. So ons gaan skryf 'n, sê saam met my, 'n skoenlapper. En as ons 'n gebruik voor 'n woord, ons gaan nou daarby uitkom. Nee. As ons 'n gebruik voor 'n woord, dan moet die volgende enetjie altyd 'n hoofletter hê. Ek het attent gemaak op leestekens, soos die komma en ook die hoofletters, die regte manier van skryf. Hulle het woorde wat hulle mee sou sukkel, gaan afhaal van die woord muur, te kyk hoe ek dit moet spel. Toe ons klaar is, het ons dit almal weer deurgelees en ons het die stuk probeer regmaak. Ons skryf die sin. Dit. Ons begin altyd met 'n hoofletter. Dit is 'n klein lettertjie. En nou omdat skoenlapper hoofletter of klein letter? Klein letter wanneer is in die middel van 'n sin. En wat kom aan die einde van ons sin? 'n komma na kop. Hoekom moet ons daai komma na kop sit? Want ons het 'n paar goedjies opgenoem, mooi. Skoenlapper het 6 bene wanneer hy loop. En dan het 6 bene waarmee hy loop. Die gedeelte wat ons geskryf het, moes ek agter in die klas sit, sodat hulle hulle eie sinne kan vorm. Hulle het dan gegaan, in hulle groepe gekom na my toe, waar ek dit vir hulle verskillende werkstukke uitgedeel het. Van die graad 3's. Graad 3 se groep 1. Kom ons kyk. Julle gaan vandag vir my enige insek kies en julle gaan 'n storie skrywe 7 sinne oor hierdie insek. Dit is jou papier. Ons het vir julle 'n raam. En in plaas dat julle gaan skryf oor die skoenlapper, gaan julle skryf oor die by. En dink gou mooi, 'n by is ook ons 'n insek, reg? Maar 'n by het iets anderste wat hy maak, wat 'n skoenlapper nie maak nie. Wat maak 'n by? Hy maak heuning. Hy maak heuning. Kan julle heuning skryf? Julle moet gaan kyk in julle woordeboeke. In julle woordeboeke staan julle woordjie heuning. Reg. Graad 2's, groep 1. Julle gaan vir my skrywe oor 'n by. En julle moet onthou, alles soos ons nou gepraat het, 'n by is ook 'n
'n insek. So 'n by is basies dieselfde as 'n skoenlapper. Julle gaan net lekker skrywe, neem jy en deel vir haar uit. Julle het 'n skryfraam oor die skoenlapper. Gaan lees dit mooi deur en dink wat ons oor gepraat het. Dan het ons by spesiale groep 3. Samantha, jou woordjies staan onderaan. Ek gaan nou vir jou kom help, dan lees ons dit deur. Gaan sit en kyk of jy dit self kan doen. Ek het die leerders in groepe gedeel volgens hulle vlakke. Julle skryf almal eers Robert en as julle klaar is, dan gaan jou maat dit lees wat langs jou sit. En kyk of sy of hy iets verkeerds daarin sien. Hulle kon toe weer eens met die behulp van ons muur woorde wat teen die muur sit, kyk of die woorde reg gespel is. Sy gaan vir jou help, so jy moet saam met haar gaan lees. Klaar gelees? Iemand het klaar gelees vir jou? Ja. En as ons klaar is, gaan ons dit op 'n mooi prentjie, op 'n mooi kaartjie doen, sodat ons dit vir mamma kan gee, dat ons vir haar kan leer wat is 'n insek en dat 'n skoenlapper en hierdie insekte waaroor jy skryf nuttig is en 'n mens moet hulle nie doodmaak nie. Ek het vir hulle papier uitgedeel waarop hulle finale produk moes skryf. Ons moet net daai vlekkie ook, maar dit is pragtig. Het jy die ander kant geskrywe? Ja. Jy het vir ons lees. Lees dit vir ons mooi. 'n by is 'n insek. Insekte het 'n voorste kop en agterlyf. Hy maak vir ons genoem. 'n by het 'n kop. Dit is amper klaar. Amper klaar. Wat vir my maklik werk is die groepwerk. Al sit hulle deur mekaar, het hulle hulle eie afdeling wat hulle moet doen. En as hulle en leiers, ek het 'n leier vir elke groep wat dan ook hulle werk vir hulle kan uitdeel en ook dit kan opneem sodat daar meer dissipline is. En indien daar kinders is wat sukkel, maak ek van die leerders gebruik om mekaar te help. Ek vind hulle leer baie beter deur hulle vriende as deur ons onderwysers. Ek hoop my les kan ook gebruik word en julle vind dit baatsaam. Baie dankie.